nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en Maria, met die kindjie by haar, dis of ek die engel, die boodskap hoor bring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is goed, die herders en wyses het dit eerste gegloor, en deur al die jare, door Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons kerk. Goeie nuus, dis Kersfees en die rede is Jesus. Maats, Matteus en Lukas is die boeke in die Nuwe Testament wat vir ons vertel van Jesus se geboorte. Jesus is die belangrikste mens wat nog ooit vir ons gebore is. 'n Mens kan maar net kyk wie sy oupa Grootjie en al die oupas hier op aarde is, dan sien jy hoe belangrik hy is. Maar, weet jy, Jesus is nie sommer 'n gewone mens nie. Nee, God het hom spesiaal na ons toe gestuur, sodat ons vir altyd sy kinders kan wees. Jesus is die een wat ons help, sodat God nie meer vir ons kwaad is oor al die lelike dinge wat ons gedoen het nie. Jesus se aardse familie begin baie lank terug, maats, daar by Abraham. Julle onthou vir Abraham, waarvan ons die laaste 2 weke geleer het by Tannie Lenet. Dit is dieselfde man. Ons sal nog die storie vir julle vertel waarom sy naam na Abraham verander het. Is dit nie vir julle ook 'n spesiale gedagte nie? God het mos vir Abraham gesê dat hy sy nageslag sal seën en hulle so baie maak soos die sterre in die hemel. En kyk net daar, God het dit jare en jare en jare gelede gesê. En dit het waar geword, want Jesus is uit Abraham se nageslag gebore. 'n Groter geskenk as dit kan 'n mens nie kry nie, nee maats. As jy na Jesus se familie kyk, sien jy dat daar 14 families tussen Abraham en Dawid was. Van koning Dawid af, totdat die Israeliete gevang is, was daar ook 14 families. En van toe af, tot by Jesus se geboorte, was daar nog 14 families. Is dit nie ongelooflik nie? Kan jy dink hoeveel jare het die mense gewag vir die verlosser om gebore te word? Goeiste maats, dis verskriklik lank. God het reeds in Genesis, die eerste boek van die Bybel wat ons saam deurwerk elke week, beloof dat hy Abraham se nageslag sou seën en juis sy verbond met die nageslag van Isak sou nakom. Op die stadium het die mense natuurlik nog nie geweet, dit is wat God bedoel nie. God het bedoel dat hy Jesus vir ons gaan stuur en dat Jesus
uit daardie nageslag sou kom. Die profeet Jesaja het ook in die Ou Testament geskryf dat 'n verlosser vir ons gebore gaan word. En gelukkig het God gesorg dat Jesus se familie, ten spyte van baie mense wat met hulle beklei het, nooit ophou bestaan het nie. Maar kom ons luister na die pragtige verhaal van Jesus se geboorte. God het die engel Gabriël na Nasaret toe gestuur. Dit was in die dorp Galilea. Hy moes met 'n jong meisie gaan praat, wat daar gebly het. Haar naam was Maria. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit koning Dawid se familie. Toe Gabriël by Maria kom, sê hy: Goeiedag, ek het goeie nuus vir jou. Die Here is by jou. Maria het groot geskrik. Wat is aan die gang? Moenie bang wees nie. God is goed vir jou. Jy sal binnekort 'n seun hê. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal baie belangrik wees. Hy sal die seun van die Allerhoogste God genoem word. Hy sal vir altyd koning wees oor die mense van Israel. Maar, hoe kan so iets gebeur? Ek is nog nie getroud nie. Die Heilige Gees sal sorg dat jy 'n kindjie kry. Die Allerhoogste se krag sal jou laat verwag. Hierdie kind van jou sal die seun van God genoem word. Ek het nog goeie nuus vir jou, Maria. Elisabeth, jou familielid, verwag ook. Sy is al oud, maar sy sal een van die dae 'n seun hê. Sy verwag nou al 6 maande lank. God kan enigiets doen. My lewe is in die Here se hand. Dit wat hy wil hê, moet met my gebeur. Hierna het Gabriël weggegaan. Maats, Jesus se mamma se naam was Maria en sy pappa se naam was Josef. Maar onthou, al is Jesus net soos elke ander kind gebore, is hy nie 'n gewone mens nie. Nee, hy is spesiaal deur God na ons toe gestuur om ons God se kinders te maak. Dit was uiteindelik tyd dat die voorspelling van die verlosser wat vir ons gestuur sal word, waar word, maats. Jesus sou gebore word. Maar kom ons lees die verhaal in die Bybel, sodat ons mooi kan verstaan hoe alles in plek geval het, dat God se belofte wat hy duisende jare van tevore gemaak het, waar kon word. Maria was baie bly oor die goeie nuus wat sy gehoor het. Sy het dadelik by Elisabeth gaan kuier, daar in die dorp in die berge van Juda. Toe Elisabeth Maria se stem hoor, het die kindjie binne in haar beweeg. Elisabeth is met die Heilige Gees vervul en het hardop uitgeroep: Maria, jy is die gelukkigste vrou op aarde. God het jou vir 'n spesiale werk gekies. Jy gaan die ma van 'n baie belangrike kind wees. Ek is so bly dat jy, die moeder van die Here, nou hier by my kom kuier. Die oomblik toe ek jou stem gehoor het, het die kindjie binne in my van vreugde gespring. Maria, jy is gelukkig, want jy glo alles wat die Here vir jou gesê het. Maria is toe baie opgewonde en sê: Ek wil 'n lied sing om die Here se naam groot te maak. Ek wil juig oor God. Hy is my redder. Ek is glad nie belangrik nie, maar God het my raak gesien. Almal sal van nou af sê, ek is die gelukkigste vrou op aarde, want die almagtige God het groot dinge aan my gedoen. God is groot en sterk. Hy is baie goed vir almal wat voor hom buig. Sy goedheid hou net aan en aan. Die Here doen groot dinge. Mense wat te veel van hulle self dink, jaag hy weg. Konings stamp hy van trone af, maar nederige mense is vir hom belangrik. God gee honger mense baie kos en hy laat rykes sonder kos wegstap. God het sy volk Israel al baie keer kom help. Hy vergeet nooit sy beloftes wat hy aan hulle gemaak het nie. Hy's goed vir hulle, presies soos wat hy vir Abraham en al sy kinders beloof het. Maats,
Kan julle hoor hoe opgewonde Maria was oor wat besig was om met haar te gebeur? Hoor net hoe loof en prys sy God. Luister hoe sy reeds agterkom dat die belofte wat God vir Abraham gemaak het, waar sou word en dat sy so gelukkig was om deel te wees daaraan. Dit is so lekker om te weet dat God elkeen van ons wil gebruik en dat wanneer ons nederig is, hy sommer 'n ekstra spesiale plekkie in sy hart het vir ons. Maar maats, hierdie dinge het nie sonder ongemak en probleme gebeur nie. Maria was verloof aan Josef. Voordat hulle getroud is, het Josef op 'n dag agtergekom, Maria gaan 'n baba hê. Hy was baie omgekrap hieroor. Die Heilige Gees het gesorg dat Maria 'n kindjie verwag, maar Josef het dit nie geweet nie. Omdat hy die Bybel goed geken het, het hy geweet Maria is in groot moeilikheid, omdat sy 'n kindjie verwag voordat sy nog getroud is. Hy het besluit om stilletjies sy goed te vat en pad te gee. Hy wou nie voor almal die verloving verbreek nie. Terwyl Josef planne gemaak het om Maria te los, het hy eendag 'n droom gehad. 'n Engel wat van die Here afkom, het met hom kom praat. Hy het vir hom gesê: Josef, jy mag maar met Maria trou. Moenie bekommerd wees nie. Dis die Heilige Gees wat gesorg het dat sy verwag. Een van die dae gaan sy 'n seentjie hê. Noem hom Jesus. Weet jy, hy gaan 'n wonderlike ding doen. Hy gaan mense se sondes wegvat. Die engel het die woorde wat Jesaja in die Bybel geskryf het, daardie nag laat waar word. Jesaja het gesê: 'n jong meisie sal 'n seun verwag. As hy gebore word, sal almal sê hy is God wat by ons kom bly het. Na die droom het Josef wakker geword. Hy het alles gaan doen wat die Here se engel vir hom gesê het. Josef het kort hierna met Maria getrou. In daardie tyd het keiser Augustus gesê dat al die mense in die Romeinse ryk getel moes word. Almal moes in daardie tyd na hulle geboorteplekke toe gaan om hulle name daar te laat neerskryf. Josef, Maria se verloofde, het van Nasaret af na Bethlehem gegaan. Bethlehem is ook die stad van Dawid genoem. Hy het soontoe gegaan want hy kom uit Dawid se nageslag. Maria, wat toe vir Jesus verwag het saam met hom gegaan. Maats, kan julle sien hoe God se belofte stadig besig is om waar te word? Daar is by verskillende plekke in die Bybel deur profete gesê dat God 'n verlosser sou stuur om ons mense van ons sondes te red. Op een plek in die Bybel vertel 'n profeet dat 'n jong meisie wat nog 'n maagd is, die verlosser sou verwag. Op 'n ander plek vertel 'n profeet dat die verlosser uit die nageslag van Abraham, Isak en Jakob sal kom en 'n erfgenaam van Dawid sal wees. Op nog 'n plek vertel dit dat die verlosser uit die stam van Juda sou kom en in Bethlehem gebore sou word. Maats, hierdie was alles voorspellings wat deur God se profete gemaak is, baie jare voordat Jesus gebore is, en alles het waar geword. Baie van hierdie profete het ook die boeke van die Bybel geskryf. Dit is die lekkerste gedagte om te weet dat alles in die Bybel waar en goed is. Alles wat daar staan is God se woorde wat hy in mense se harte gesit het, sodat hulle dit kan neerskryf. Maats, onthou julle waarom Josef en Maria na Bethlehem moes gaan? Julle is reg, hulle moes hulle name in die register laat opskryf het, omdat keiser Augustus beveel het dat almal na hulle geboorteplek moet gaan. Bethlehem was mos Josef se geboorteplek. Daarom was Bethlehem vreeslik besig. Daar was so baie mense. Josef en Maria kon nie 'n plekkie kry om te slaap nie. Hulle moes toe in 'n stal gaan bly vir die nag. Maats, weet julle wat is 'n stal? Dit is 'n plek waar diere bly en slaap.
Kom ons hoor wat sê die Bybel verder. Maria en Josef moes met Jesus tussen die diere bly in die stal, omdat daar nie plek was vir hulle nie. Terwyl dit gebeur het, was daar mense wat naby Bethlehem in die veld skape opgepas het. Hulle het in die veld geslaap. 'n Engel van die Here het na hulle toe gekom. Die Here se krag het alles om hulle helder gemaak. Die skaapwagters het groot geskrik, maar die engel het gesê: Moenie bang wees nie. Ek het goeie nuus vir julle. Hierdie nuus is ook vir die hele volk bedoel. Vandag is 'n redder in Bethlehem gebore. Hy sal almal wat glo se sondes wegvat. Hy is Christus die Here. Gaan soek na 'n baba wat styf in doeke toegedraai is en in 'n voerbak lê en slaap. Dit is hy. Skielik was daar baie engele rondom hulle. Hulle het God geprys. Eer aan God, hy bly in die hoogste hemel. Daar is nou vrede vir almal op aarde wat in Jesus glo. God vier fees oor hulle. Nadat die engele terug is na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan dadelik na Bethlehem toe, om die kindjie te gaan soek van wie die Here ons vertel het. In Bethlehem het hulle vir Maria en Josef gekry, en ook vir die kindjie wat in 'n krib lê. Toe hulle daar kom, het die skaapwagters vir almal vertel wat die engel vir hulle gesê het. Almal was verbaas, Maria ook. Sy het baie keer daaraan gedink. Later het die skaapwagters teruggegaan na hulle skape toe. Hulle het God geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Alles het gebeur presies soos wat die engel vir hulle gesê het. Bethlehem is 'n dorp in die provinsie Judea. Herodes was hulle koning. Kort nadat Jesus gebore is, het 'n klompie slim mense uit die ooste, wat baie van sterre af weet, na Jerusalem toe gekom. Hulle was wyse manne. Hulle het oral in die stad vir die mense gevra: Waar is julle nuwe koning? Ons het hierdie belangrike ster daar in ons eie land gesien. Hierdie ster sê vir ons dat julle nuwe koning hier iewers gebore is. Ons wil graag vir hom geskenke kom gee, om vir hom te wys hoe bly ons oor sy geboorte is. Nie lank nie, of koning Herodes het ook gehoor van die slim mans daar uit die ooste. Hy was baie omgekrap oor wat hulle gesê het. Die mense van Jerusalem was ook ontsteld. Almal het gewonder wat aan die gang is. Herodes het toe sy eie slim mense wat die Bybel goed ken, bymekaar geroep. Sê vir my, waar gaan die redder gebore word? Die redder wat God na ons toe gestuur het. In Bethlehem, in die provinsie van Judea. Micha, 'n boodskapper van God, het dit mos lankal geskryf. Micha het mos geskryf: Bethlehem, jy is nie meer 'n onbelangrike dorpie hier iewers in Juda nie, want 'n baie belangrike man sal van jou afkom. Hy sal sorg dat Israel doen wat die Here sê. Koning Herodes het toe 'n plan gemaak. Hy het die slim mans uit die ooste stilletjies na sy paleis toe genooi. Toe hulle daar aankom, vra hy ewe onskuldig vir hulle: Wanneer het julle die ster gesien? Nadat hy na hulle geluister het, sê hy vir hulle: Gaan na Bethlehem toe, gaan soek die nuwe koning daar. Laat weet my, wanneer julle hom gekry het, want ek wil ook vir hom gaan kuier en vir hom wys hoe bly ek is oor sy geboorte. Maar maats, die koning was gemeen en lelik. Hy het gejok, hy het ander planne gehad. Die mans is vinnig na Bethlehem toe. Toe dit donker word, sien hulle weer dieselfde ster van vroeër in die lig. Dit het stadig voor hulle uitbeweeg, totdat hulle by die plek gekom het waar Jesus en sy ouers was.
Hulle was baie bly toe hulle die ster sien, want die ster het hulle reguit na Jesus toe gevat. Toe hulle vir Jesus daar by sy mamma Maria sien, het hulle dadelik op hulle knieë neergeval. Hulle het baie groot respek vir Jesus gehad. Hierdie slim mans het ook die persente uitgehaal wat hulle saamgebring het. Dit was baie duur geskenke wat van goud gemaak is en ook parfuum wat baie lekker ruik. Die slim mans het hierna 'n droom gehad. Die Here het vir hulle in die droom gesê om nie na Herodes toe terug te gaan nie, want Herodes wou Jesus doodmaak. Hulle het toe besluit om met 'n ander pad na Egipte toe terug te gaan. Maats, hoekom dink julle is Jesus nie in 'n paleis gebore nie? Hy is dan 'n koning. En nie sommer enige koning nie. Hy is die koning van die hele wêreld. Jesus wou vir ons wys dat hy vir almal omgee, selfs die armste en onbelangrikste mense op aarde. Hy het homself verneder en soos 'n slaaf na die aarde toe gekom om al die mense te dien. Nie om gedien te word of soos die belangrikste persoon behandel te word nie. Wat sou jy gedoen het as Josef en Maria vir jou kom vra het vir 'n blyplek? Sou jy jou kamer vir hulle gegee het? En vandag? Party mense se harte is so vol van hulle self en die eie ek, dat hulle nie meer plek het vir Jesus in hulle harte nie. Het jy al vir Jesus in jou hart ingenooi en hom toegelaat om in jou hart te kom bly?